Goeiemôre almal, ons gaan begin deur saam te bid. Ons Vader in die hemel, ons dank U daarvoor dat ons kan weet, U is ons Vader en ons U kinders. U die almagtige, ewige God wat heers oor lewe en oor dood. En juis wanneer ons nou vandag vir Martie gaan weglê in die aarde, doen ons dit terwyl ons met ons harte na U opkyk in die hemel, U wat oor ons almal die wag hou, en ons bid dat U ons sal seën en troos en krag gee wat nodig is. Ons bid dat U veral aan die Cheek gesin U genade sal betoon, vir die wysheid sal gee om te beplan en reg te beplan op die pad vorentoe. Ons mense se verstand is te klein om die hemelse dinge te begryp, maar ons dank U daarvoor dat U in U woord vir ons die gordyn lig oor die ewigheid. En daarvoor is ons hier saam en ons loof U naam by voorbaat. Ons vra al hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing saam Psalm 68 vers 9. Psalm 68 vers 9. Daar is hy. Geloofd sy God met diep ontzag is 'n baie bekende psalm. Want hy oorlaai ons dag aan dag met ryke seëninge. Wie sou hom dan nie dank bewys, die God van saligheid nie prys met al die hemelinge? En dan, baie toepaslik ook vandag, die God van volle saligheid versterk ons in die dag van stryd en dra ons deur die lewe. Hy kan en wil en sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gewe. Ons sing hierdie vers en dan gaan ons voort met skriflesing. Geloof sy God met diep ontzag, want hy oorlaai ons dag aan dag met ryke seëninge. Wie sou hom dan nie dank bewys, die God van saligheid nie prys met al die hemelinge. Die God van volle saligheid versterk ons in die dag van stryd en dra ons deur die lewe. Hy kan en wil en sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gewe. Ons gaan lees Psalm 90 uit die ou vertaling. Dis 'n gebed van Moses. Die gebed van Moses, die man van God, so staan dit hier. Moses bid: Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens terugkeer tot stof en sê, keer terug, o mensekinders. Want 1000 jaar is in U oë soos die dag van gister
as dit verbyskiet, en soos 'n nagwaak. Weggespoel het U hulle. Hulle word 'n slaap. In die môre is hulle soos die gras wat weer uitspruit. In die môre bloei dit, spruit weer uit. In die aand sny mens dit af en dit verdor. Want ons vergaan deur U toorn en deur U grimmigheid word ons verskrik. U stel ons ongeregtighede voor U, ons verborge sondes in die lig van U aangesig. Want al ons dae gaan verby deur U grimmigheid. Ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Die dae van ons jare, daarin is daar 70 jaar. Of as ons baie sterk is, 80 jaar. En die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Want gou gaan dit verby en ons vlieg daarheen. Wie ken die sterkte van U toorn en U grimmigheid, ooreenkomstig die vrees wat aan U verskuldig is? Leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Keer terug, Here, tot hoe lank? En ontferm U oor U knegte. Versadig ons in die môre met U goedertierenheid, sodat ons kan jubel en bly wees in al ons dae. Maak ons bly na die dae waarin U ons verdruk het, na die jare waarin ons onheil gesien het. Laat U werk vir U knegte sigbaar word en U heerlikheid oor hulle kinders. En laat die lieflikheid van die Here ons God oor ons wees. En bevestig die werk van ons hande oor ons. Ja, die werk van ons hande, bevestig dit. Daar eindig Moses hierdie gebed. Ons gaan fokus veral op die woorde in vers 12. Leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Nou, ons is vandag hier om Martie op haar laaste reis te groet. Baie mooi foto wat op die begrafnisbrief ook van Martie aangebring is, soos ons haar geken het. Ons is maar net 'n handjievol van die familie vandag hier. Soos dit deesdae gaan, is omtrent die helfte oor see. Baie dankie ook vir die van die gemeente wat hier is om ons te ondersteun. Maar al is hier min van ons, is daar baie wat aan haar dink. En baie harte wat uitgaan na julle, Michael, Margaret, kinders. Waar is Margaret nou? Sy agter in die konsistorie. Baie harte wat na julle uitgaan. Vir 'n lang tyd het julle ma en ouma by julle gehad, by julle gebly. En nou die Here besluit dit is tyd om haar te kom haal. Vir ons almal was dit nogal onverwags. Nie een van ons kon dit voorsien nie, al was haar gesondheid nie reg nie. En nou dat dit gebeur het, is ons hartseer. Tog ook dankbaar. Dankbaar dat haar liggaamlike swaar kry nou verby is. Maar op die oomblik veral hartseer, want ons gaan haar mis. Veral julle wat van dag tot dag met haar saamgeleef het. Tog, omdat ons glo, weet ons waar om troos te soek. By die Here in sy woord. En die troos soek ons dan in Psalm 90, wat ons saam gelees het. En veral dan in die woorde, leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Nou vroeër jare was dit gewoonte om hierdie psalm by elke begrafnis te lees.
Want die gewoonte het nou met verloop van tyd verval, maar nog altyd bly die Psalm 'n gepaste plek om die Bybel oop te maak, wanneer 'n mens voor die dood te staan kom. Want Psalm 90 is 'n klaaglied, waarin Moses sing, soos ons gehoor het, oor hoe kort die mens se lewe is. En juis wanneer iemand naby aan jou doodgaan, juis dan dink 'n mens aan hoe kort die lewe nou maar eintlik is. Soos ons nou dat ons hier saam is vir Martie se begrafnis. Bygesê, Martie het daarom nie so 'n kort lewe gehad nie. 76 jaar is 'n goeie leeftyd om te bereik. En buitendien sê Psalm 90 self, die dae van ons jare daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80 jaar. Maar selfs 70 of 80 jaar skiet soos 'n gedagte verby. In vers 10 sê Moses, gou gaan dit verby en ons vlieg daarheen. Onthou, toe Moses hierdie Psalm geskryf het, was hy self aan die einde van sy lewe. Ons weet, Moses het 120 jaar oud geword. 120 jaar. En hy skryf 'n klaaglied oor hoe kort die lewe is. Klink nogal vreemd. Maar dan besef ons, selfs so 'n lang lewe glip verby, byna sonder dat jy het besef. Natuurlik het Moses in sy 120 jaar 'n buitengewone vol lewe gehad. Aan die begin word hy genoem die man van God, want hy het besonder naby aan die Here geleef, soos geen ander profeet ooit weer kon nie. So staan dit geskryf in Deuteronomium 34. Daarom is dit nie 'n verrassing dat Moses se treurlied hier in Psalm 90 oor baie meer gaan nie as net oor hoe kort die lewe is. Hy het naby aan die Here geleef en daarom hier aan die einde van sy lewe gaan sy gebed meer daaroor wat ons met die lewensjare wat ons ontvang het, wat ons daarmee maak. Daarom is dit eintlik 'n gebed. En Moses bid dan in vers 12, O Here, leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Wat maak ons met ons jare? Gee vir ons dat ons dae reg tel. Moses bid dat die Here ons in hierdie lewe wat so vinnig verbyvlieg, dat hy ons sal leer om ons dae reg te tel. Ons kan maklik ons dae verkeerd tel. En as ons dit verkeerd tel, dan is ons slotsom aan die einde van ons lewe, dat die lewe so bitter kort is, en so ontsettend vinnig verbygaan, soos ons pynlik herinner word, elke keer wanneer ons staan by die graf van 'n dierbare. En dan rou ons, onbeheers. Ons rou en ons sidder omdat die einde so vinnig daar is. Wat is 70, 80 jaar nou eintlik? Of selfs Moses 120 jaar? Gou is dit verby, ons lewe vlieg soos 'n gedagte. En ons raak benoud. Soos dink aan al die baie dinge wat ons nog wou doen, maar waarvoor daar in ons kort leeftyd net nie genoeg tyd is nie. Dan word die dood vir ons 'n dief en 'n rower, die einde van die pad, die einde van alles wat ek wou bereik. Dis wanneer mens jou dae verkeerd tel. En wie sy dae so verkeerd tel, raak maklik moedeloos en morbied, selfs paniekerig. En daarom bid Moses, dat die Here ons sal leer om ons dae reg te tel. So te tel, dat ons 'n wyse hart sal bekom. En wat is die wyse hart? Daaroor
skryf hy ook in vers 16. Hy sê, laat u werk in ons sigbaar word. Laat u werk in ons sigbaar word. Met ander woorde, gee ons die wysheid in die hart om u werk in ons eie lewe raak te sien. Om die werk van die Here in ons lewe raak te sien, is die wysheid wat ons ook vandag nodig het. Ons vra net die wysheid om maar nie net te kyk na wat Martie gedoen het nie, maar om die werk van die Here in haar lewe raak te sien. Met dankbaarheid kan ons sê, dis nie moeilik om sy werk in haar meer as 70 jaar raak te sien nie. Haar geloof, werk van die Here. Haar betrokkenheid by die kerk. By 'n vorige gemeente was sy ook lank orgeliste. Die anker wat sy in haar huwelik en gesin was, geestelike anker, sodat haar nageslag die Here ken en in hom glo. Werk van die Here in haar lewe. Ons weet ook hoe lief sy vir haar kinders en kleinkinders was. En daarvoor dank ons die Here. Ons dank die Here, eerder as om te sug, omdat sy nie meer by ons is nie. Ons bid ook vir die wysheid om nie net in haar lewe nie, bid vir die wysheid om ook in ons eie lewe, ons elkeen se persoonlike lewe, die Here se werk raak te sien. Let wel, sê weer, die Here se werk, nie ons werk nie. Om sy werk in jou lewe raak te sien, broer, suster, laat jou 'n wyse hart bekom, want dit gee sin en betekenis aan jou bestaan. Op die vraag, wat is die waarde van my lewe? Waarom is ek hier? Help dit nie dat ons kyk na wat ons elkeen in ons leeftyd bereik het nie. As ons lewe daaraan wil meet, dan wag daar waarskynlik teleurstelling op ons. Maar dan gaan ons sê, my 60 of 70 of dalk 80 jaar, of hoeveel die Here ook al vir ons elkeen afmeet, my lewe het opgegaan in niks meer nie as moeite en verdriet. Ook daaroor skryf Moses. Dis alles maar net moeite en verdriet. Maar die wysheid wat ons uit hierdie psalm ontvang, is dat ons nie vra wat ons elkeen, wat ek en jy in ons lewens gedoen het nie, maar dat ons bo alles vra, wat het God in my lewe gedoen? Kyk terug, wat het hy gedoen en wat doen hy steeds? Kyk of jy die genade en die krag wat die Here jou in jou lewe gee, of jy dit kan raak sien, en dit nie maar ongesiens, ongemerk by jou verbygaan nie. Sien raak dat hy jou in Jesus Christus werklik verlos het van die verderf en jou sy kind maak. Sien raak dat hy aan jou 'n roeping in die lewe gegee het. 'n Roeping spesifiek vir jou, met die gawes wat jy daarvoor nodig het. En genoegtyd, net genoegtyd in die lewe om daardie roeping af te handel. En sien veral raak dat hy met jou op pad is. Jy is nie koersloos in jou lewe nie. Die Here is met jou op pad na 'n lewensdoel, groter en ruimer as waaraan ons ooit self kon dink. Hy is met ons op pad na sy ewige koninkryk. En daarom moet ons bid dat sy werke in ons lewe vir onsself sigbaar sal word, sodat ons 'n wyse hart kan bekom. En nie vaskyk in die moeite en die verdriet van hierdie wêreld nie. Dat ons sy plan met ons lewe sal begryp en besef dat ons lewe nie nutteloos en doelloos is nie. Wanneer ons God se werk in ons lewe raak sien, dan kry ons ook nuwe perspektief op dit wat ons elke dag moet doen.
Want ons besef dat dit wat ons doen, dit waarmee ons besig is, daarmee is ons saam met God op pad. Elke nuwe tree wat ons vorentoe gee, is 'n tree saam met God. In sy krag, in sy genade. Ook dit wat ons doen, die werk van ons hande, die vermoë om te kan werk, die geleentheid om iets te kan doen, is tree vorentoe wat hy ons laat gee. Hy laat ons dit gee. Ons is nie op ons eie nie. Julle sien, ook wat ons elkeen se werk betref, moet ons leer om ons dae reg te tel, sodat ons op die ou einde ook soos Moses aan die einde van sy gebed kan bid, o Here, bevestig nog die werk van ons hande oor ons. Daarmee sê hy, gee ewigheidswaarde aan dit wat ek doen. Gee ewigheidswaarde aan dit wat ons elkeen doen. Dit, broers en susters, is die lewenswysheid wat ons vandag in Psalm 90 raak sien. En waarmee ons getroos word hier by Martie se begrafnis. Oor haar bestemming hoef ons nie gemengde gevoelens te hê nie, want in haar lewe sien ons ook die werk van die Here raak. En ons weet, die Here het haar deur haar lewe gelei. So gelei dat sy met wysheid in haar hart kon doen wat sy gedoen het. Om hoër en verder as maar net hierdie lewe te kyk, om Jesus Christus as verlosser en saligmaker te ken en te omhels, en hom as leidsman en volëinder van die geloof voor haar te sien staan. Dit het sy onomwonde bely. Die Here het ook 'n tyd van swak gesondheid oor haar laat kom. Waarom, weet ons nie. Miskien was dit bedoel as 'n doring aan die vlees, soos wat die apostel Paulus dit noem, met die siekte wat hy gehad het. Maar op die ou einde was dit waarskynlik om die groter doel wat die Here met haar het, die einddoel van haar lewe, raak te sien. En dit is wat Paulus in Romeine 8 beskryf, waar hy sê, ek weet dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Martie Cheek het nou in daardie heerlikheid ingegaan. En wat ons betref, ons wat agterbly, ons bid ook vir 'n wyse hart in die dae en maande en jare wat vir ons sonder haar voorlê, sodat ons sal besef, die skeiding is nie vir altyd nie, dit is net tydelik. Op die Here se tyd sal ons elkeen volg, om saam met haar en al ons ander dierbares wat haar reeds ontslaap het, dat ons vooruit gegaan het, ewig by God te wees. As ons elkeen ons lewensjare met 'n wyse hart reg tel, dan verstaan ons lewe hier op aarde vlieg gou verby, omdat ons op die ou einde nie vir hierdie aardse lewe bestem is nie. Die Here het ons bestem vir die ewigheid, die ewige lewe by hom, daar waar Martie nou is, saam met al die gelowiges wat reeds in Christus ontslaap het. Die ontslapenes se liggame rus nou, maar sal lewend opgewek word die dag wanneer Christus weer op die wolke kom. Dan sal hy ons almal in 'n oogwink verander, om na liggaam en siel ewig, volmaak en heilig by hom te wees. En dan, hoor ons in Openbaring 21, dan sal daar geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Want God sal self by ons wees en ons by hom. Dit is die ewige heerlikheid wat op ons wag. Amen. Kom ons dank saam. Ons Hemelse Vader, ons dank U vir U woord van waarheid, van wysheid, van krag en troos.
Want dit is wat ons vandag nodig het. En ons bid op u woord, dat u ons 'n wyse hart sal gee, soos Moses gebid het, om ons dae reg te tel. Gee ons daardie wysheid, o Here, want in onsself is ons so kortsigtig. Troos ons daarmee, dat ons in lewe en in sterwe aan u behoort, en bestem is vir die ewige heerlikheid by u. En dat elke dag wat ons lewe, 'n dag nader is aan die ewige heerlikheid by u. Vergewe ons gedagtes wat so kort is. Vergewe ons as ons vaskyk teen die probleme van elke dag en nie verder as dit kan sien nie. En lei ons deur u Heilige Gees om u waarheid te omhels en daaruit te leef. Alles in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ons gaan sing nou weer. Hierdie keer sing ons Psalm 139. Ons sing vers 9 daarvan. Ook baie toepaslik op Psalm 90. Hoe kostlik is u gedagtes, Heer. Ek tel, en hulle word altyd meer. Geweldig groot is hulle som waar nooit my rekening by kan kom. En dan, meer as die sand van see en mere. En dan eindig die Psalm, ontwaak ek is by u, Here. Psalm 139, vers 9. Mag die Here ons, as ons hier uiteengaan, seën. Mag die liefde van Christus ons vergesel en die krag van die Heilige Gees by ons bly. Amen. Daar is 'n paar bedankings wat ons moet doen. Ek het ergens die lys. Michael het my gevra om te bedank. Is dit reg, Michael? Goed. Ons het so afgespreek, né? Ja. Goed, eerstens dankie aan die paramedici wat Ma Martie in haar laaste oomblikke kom help het. Maar Michael het gevra ek moet hulle bedank. Dank ook aan Afbop vir hulle hulp en praktiese reëlings met die begrafnis. Dan het Michael ook gevra, ek moet ouderling Karel Venter besonder bedank, ouderling Karel Venter van Amanzimtoti. Want daar was 'n groot gesukkel om 'n graf in die hande te kry, en hy het op die ou ende Michael daarin gehelp om 'n graf te kry. Werklikbaar in Durban omgewing is geen grafte beskikbaar nie. Dit was nogal 'n probleem. Dan vir die gereformeerde kerke wat vir Ma Martie oor baie jare 'n geestelike tuise was en haar na in die hart gelê het. Ook dank aan Dominee Gerard van Rensburg en sy vrou Sonay wat die afgelope paar dae kom help het. Dankie ook vir etes wat saam met die susters van die gemeente voorsien is. Aan almal naby en ver wat meelewing betuig het, vir elkeen wat vandag hier is om van Ma Martie afskeid te neem.
Van die familie is dit vir my en Hanlie en ons broer Johan, sy seun Sias, en vir Bessie van broer Bert, is dit moontlik om hier te wees, maar ons weet dat die res van die familie, broer Bert met sy familie in Australië, en ook broer Sias met sy hele familie in Kanada, al kan nie hier wees nie, in hart en gedagtes by ons is. Spesiale dank, sê Michael en Margaret, aan Tannie Hanlie, vir vanoggend se orgelbegeleiding, en ook vir al haar advies en hulp die afgelope paar dae. Saam met ons niggie Rialet vir haar bystand en hulp. Ons bedank die susters van die gemeente vir die tee en eetgoed wat ons hierna in die kerksaal saam geniet. Almal is hierheen uitgenooi. En daarna sal die wat die ter aardebestelling gaan bywoon na die begrafplaas in Port Shepstone vertrek. Die aanwysings hoe om daar uit te kom en die adres van die begrafplaas is in die begrafnisbrief. Let op dat daar padverleggings tussen Amanzimtoti en Aberdeen is en dat die verkeer vir 'n end na die ou R102 verplaas word. Is dit reg so? Goed. Dankie. Daarmee dan die bedankings wat die draers betref by die graf. Sal dit ons twee broers Johan en ek self wees en dan Sias en dan Michael en Pierre en dan Hugo, maar Hugo gaan saam met Bessie stap want ons weet nie of Hugo gaan bykom en of Bessie sterk genoeg gaan wees nie. Maar so daar is eintlik dan 6 draers wat aangewys word. Baie dankie. Ons gaan dan nou hier vandaan 'n koppie tee drink. Baie dankie.